As 'n Potchefstroom, welkom by Stroomstories hierso en ek gesels met Christo Venter vandag. Nou, hy's 'n Potchefstromer en ek weet nie vir hoe lank nou al nie, Christo, maar van 92 af. 92. Ek weet is nogal 'n rukkie nou. Kan nie so 'n bietjie maak. So, ek kan regtig waar sê Potchefstromer uit en uit. En hy's 'n professor op die PUK Universiteit en natuurlik ook is daar 'n groot passie vir liefde wat daarmee saamgaan. Nou Christo, vandag wil ek definitief 'n bietjie indelf op die passie vir musiek, maar ek gaan eers vra dat jy net so 'n bietjie van jouself vertel vir almal wat inkyk. Waar jy groot geword het, wat jy presies doen as 'n professor op die universiteit en natuurlik gaan ons 'n bietjie invul by die musiek. So baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is baie lekker om te gesels. Ja, ek is oud Potchefstromer soos jy gesê het. Ons is al van 92 af hierso. Was by laerskool by die Park vir 'n jaar, toe ek op gimmies vir 5 jaar en toe ek by die PUK begin studeer en ek is nog al die jare daar. Soos 'n meubelstuk daarso. Ek het fisika gestudeer en wiskunde en rekenaarstudie, al sulke lekker vakke en toe het ek uiteindelik voortgegaan met astrofisika. Nou mense moet altyd versigtig wees om te sê dis nie astrologie en sulke goed van voorspel jou sterre nie. Dit gaan oor die fisika van sterre. Wat gaan aan in sterre en hoekom is dit so? Dis baie meer basiese goed soos energieoordrag en deeltjies en versnelling en magneetvelde en elektriese velde. Al wat jy hier op aarde sien, nog 'n groter skaal aan daai kant. So dis 'n baie opwindende en interessante veld, stimulerend, partykeer bietjie baie, maar besig maar interessant en 'n interessante werk. Ja, definitief. So wat ek nou hoor hierso Christo is daar is verskriklik baie fisika agter dit en baie somme wat in jou kop moet gaan. En nou hoe word dit in musiek? Hoe die twee bymekaar gekom? Want musiek voel vir my is baie emosioneel, baie in the moment en hierdie is soos fyn skrif, fyn beplanning, fyn kalkulasies. Hoe werk die twee saam? Dis interessant. Mense sê nogal dat daar 'n verband tussen ouens wat wiskundig is en musikaal is. Dis nie altyd so nie, maar daar is nogal redelike korrelasie. Dis interessant om 'n bietjie daaroor te gaan nadink, maar ja, die musiek het vroeg begin. My ma was baie musikaal, haar familie ook, sy het klavier gespeel, my tannie het klavier gespeel, haar suster, haar broer het opera gesing, kan jy glo? Wow. So hy was ook 'n professor in regte op sy dag. Hy's ook nie meer met ons nou nie. So ek het groot geword in 'n huis met baie musiek en my ma was lief vir musiek, sy het self musiek gemaak in die kerk ook en so al die goue era se mense van Rina Hugo en Inta Klaasen en Manuel Scorsio, al daai mense. En ek onthou my vroegste herinneringe was dat ek het altyd gesien speel en sy het 'n kaset van Richard Kleiderman gehad. Ja. En nou ja, party sê hy is die een vinger virtuoos, maar dis nou nie mooi om dit te sê nie, maar hy het mooi musiek gemaak en vir die groot gehoor, lekker op die oor. En ek het baie van sy musiek gehou. Hy het 'n Franse CD uitgebring met Franse musiek. En op 'n dag toe sê my ma vir my, "Maar klim in die kar, ons gaan." Ek sê, "Waartoe gaan ons?" "Nee, ons gaan jou inskryf by die musiekskool." Ek sê, "O." Dit is ek nou in die ou standaard 1 of graad 3. Ja. En toe het ek begin musiekles neem. So toe het ek nou van daar af begin neem, reg deur gegaan tot matriek toe, so 'n bietjie 'n breek gevat en toe weer begin besig geraak met akademie en fisika soos jy sê, en dis maar 'n ding om alles te balanseer. Maar toe het ek ook in die kerk begin speel en toe voel ek net ek wil graag die tegniek onderhou want dit is soos atletiek. Jy moet aanhou oefen, jy kan nie net besluit jy gaan môre 'n maraton hardloop nie. So toe het ek weer begin les neem en dis nou alweer 20 jaar verder wat ek nog les neem en sang en musiek by Jeanette Malan in Potch. En ja, vir baie jare ook doen ek met musiek en probeer maar bybly en dinge doen, nee. Nou, daar's natuurlik seker baie kunstenaars wat jou baie verskriklik grootliks geïnspireer het, buiten vir dit wat jy gesien het ook weer van jou familie af. Nou wat is van die kunstenaars wat vir jou uitgestaan het oor die jare? Ja, ek sal noem 'n paar name, soos ek sê, Kleiderman was een van die vroegste invloede. Nikos Ignatiadis is 'n Griekse pianis wat ook mooi komposisies gedoen het en eintlik lig op die oorligte musiek. Ek is in die klassiek ook, so ek sal kyk na Martha Argerich en die mense, daar's groot name en groot tegniek, so ek bewonder dit maar van verre, want daai ouens, dit vat 8 ure op 'n dag se oefening sekerlik, of 4 ure, wat mens nie altyd kan bybring nie. Maar ja, dit is maar as jy klassiek nou kyk, maar ligte musiek, daar's baie, al die mooi Europese musiek, westerse musiek, klassieke musiek is mooi vir my. Mooi melodie, strelend en sag op die oor. Yes. Baie invloede. So. Ja. Nou Christo, jy het nou al self 'n paar liedjies geskryf en ook gedoen en almal wat inluister. Hierdie is nou die interessante deel is van hoeveel albums het jy nou al?
uitgestit daar buite? Ja, so ek wil vertel gou, ek het hier matriek begin op gehoor speel en hoewel ek die note en alles moes leer vir my in die eksamens het ek begin op gehoor luister en speel. En toe kom ek agter maar ek nog 'n passie daarvoor want die basis is daar, mens weet van die akkoordbasis en die progressies, maar dis lekker om te kan sit en te gaan speel sonder om net te wonder waar is die note nou. Dit bring 'n bietjie 'n mate van vryheid, jy moet dit natuurlik reg hanteer en nie verkeerde goed speel nie. Maar toe het ek nou begin speel hier by matriek rond en ek het begin in my gedagtes 'n wysie hoor en dan speel ek hom en werk aan hom en later nog een. Toe het ek naderhand omtrent 40 van hulle gehad en ek sê toe vir myself nee wag, nou moet ek iets doen. En ek het toe na hard gesoek wie kan my help om 'n CD te maak. Daai tyd was CD's nog groot. Ja. Het my 15 jaar gevat om alles bymekaar te sit en mense te kry om te help en dit te verwerk en toe het ek die eerste CD was Seisoene van die Siel. Okay. So al daai stukke op daai CD was my eie komposisies. Ons het 'n klomp van hulle mooi bietjie verwerk en saam gesit en daar's 15 op die 15de een was nou Beethoven se Maandagsonate. Dis nou nie myne nie. En toe dit maar gegaan en die lewe gebeur en mense is maar besig en hier in COVID, toe dink ek nee wag. Dit kan nie so aangaan. Ek het weer 'n paar nuwe idees, nuwe liedjies. Ek wil iets daarmee doen. En ek dink toe maar laat ek 'n paar bekendes ook bysit, dan sit nou so 'n bietjie van 'n kombinasie. So toe dit my 4 jaar gevat en toe ek nou onlangs die nuwe CD is Prachtpalet of in Engels Touching Beauty. So die helfte is myne en die helfte is nou bekende soos gospelliedere of bekende liedere wat mense sal van hou en ek wou net gegaan het en gesê het hier's iets moois. Ja. Hier's iets rustigs en geniet dit saam met my en luister lekker saam. Yesie. En nou, ek dink soos jy nou sê, die een het 15 jaar gevat en die ander een was 4 jaar. Aan en af, ja. Ja, aan en af, want dit is natuurlik ander goedjies val in en dan moet jy Die eers lewe weer aandag. gebeur. Ja, die lewe gebeur. Maar dink jy vorentoe jy gaan nog miskien nog 2 uitsit daar buite? Ja, maar ek wil graag nou sien wat maak hierdie een dat 'n bietjie wyd gaan en mense luister hom, maar wat Ja. ek ook al gedink het, wat ek dink die klem het bietjie verskuif van CD's af. Mense kan konserte bywoon of 'n oggendtee of so aan, Ja. maar baie meer digitaal soos Apple iMusic en Yes. Apple Music of Spotify, die tipe van goed. YouTube, so wat ek gedink het is as mense so nou en dan of 'n bekende liedjie of jou eie weer opneem, 'n bietjie verwerk en dan op 'n YouTube kanaal sit. Ja, 'n Of single. nou dan vrystel, Ja. die singles. Ja, Ja. so ek dink dit is dalk maar 'n haalbare ding of ouens nie weer vir 15 jaar te wag vir my nie. Dan kan mense nou en dan so ietsie doen en intussen is dit lekker om musiek saam met mense te maak in Potch en rondom Potch ook. Ja, maar kom ons sê 'n bietjie oor die nuutste album. Dis nou Touching Ja, Beauty, nee. Dis hy. So hy is digitaal seker beskikbaar ook tans. Hy is. Ja, so ons het nou groot gegaan. Hy's op iTunes en hy's op Spotify, YouTube en al die groot make. Daar's nog meer wat ek nie almal eers ken nie. Maar ja, dis my lekker om jou naam te soek en te sien maar hier is hy. Ja. Dis So baie lekker. net om seker te maak, hulle kan net jou naam Christo Venter gaan insit by Spotify, Apple Music en dan YouTube ook. Ja, so jy gaan die oue kry en die nuwe een. En die Seasons of the Soul of Ja. Seisoene van die Siel is daar en dan die nuwe een, die Touching Beauty is ook daar. En op jou nuutste album nou, Beskikbaar. watter een kan jy agterkom is meer gewild nou? Is besig om baie populêr te raak. Ek dink is nog vroeg. Hy tel nog die statistiek bietjie op. So ek is nog nie heeltemal seker dit begin nog eers 'n vorm aanneem. Is nog bietjie vroeg om te sê. Ja, nog so 'n bietjie vroeg, maar ek dink jy's baie opgewonde vir dit. Baie, ja, dit was 'n lang pad, so ek is bly hy's nou hier. En die mense om jou, ek dink jy het seker baie hande gehad wat jou gehelp het om hierdie ding bymekaar te sit. Veral Ja, toe die oorskakeling na digitaal toe. Ek dink Dis dit is hy, ook weer 'n ja. hele nuwe. kyk mense wil nie ek wil graag hê die kwaliteit moet baie goed wees. Ek wil nie hê dit moet klink soos 'n ding wat ek aan my garage opgeneem het of so. Daar's niks fout daarmee nie. Mense kan oefen daar en jy kan vorder en groei daar, maar ek wil eintlik 'n goeie klank hê. So ek moet dankie sê vir die ouens daar by Angel Music Studio. Hulle het regtig met die eerste CD gehelp en met hierdie ene weer 'n keer. Hulle het ouens gekry wat baie goeie verwerkers is. So Quentin Pendle is die een en Michiel Roots die ander. Mooi gegaan. Ek het vir hulle die klavier lyne gegee, die stukke en hulle het dit baie mooi verwerk en uiteindelik het ek nou 'n cellist betrek en so aan. Die vorige CD was daar nou ook ouens en violis en so. So dit is lekker om so 'n bietjie paar mense te kan betrek en om dit mooi te maak en hulle het my regtig toegelaat om deel te wees van die proses. So van dat jy begin dink oor liedjies tot hoe lank is hy nou en waar moet ek hom afsny en hoe gaan ek oor en wat is beter, wat is slegter, hoe klink die verwerking, bietjie sagter hier, bietjie harder daar. Dit gaan nogal baie in so 'n produksie. Wil nou net sê En, net om en te dan die besluit verspreiding daarna. hoe lank jy die liedjie moet maak of Dis waar is hy. 'n goeie plek om te stop. Dink ek nie is maklik nie. Nee, ag en dit is die ding mens wil hom graag natuurlik laat klink. So Ja. jy kan nou vreeslik met 'n metronoom gaan werk en dan is dit maklik vir die ouens om dit nou in te speel, maar
dis baie lekkerder om net te sê so gaan hy en so vloei hy. En dis die eintlike ding. Ek wil ietsie wat mooi is en wat mense hart raak. En dan wil ek nie te gebonde aan tyd wees nie. Jy moet natuurlik jou reëls nakom, maar daar's dan so 'n bietjie vryheid. As jy die reëls ken, kan jy 'n bietjie buig, sê hulle altyd. Nou ek moet bietjie indag op 'n dieper vlak. Nou as jy jou genre sal beskryf, ek weet jy het nou genoem klassiek. Nou wat sal jy die genre beskryf van die Touching Beauty? Is dit ook klassiek? Ja, dis nogal 'n interessante debat. Ek het vir die ouens gesê by die produksiehuis, hoorie, wat is hierdie nou? Hulle sê dis klassiek. Ek sê nee, ek dink nie dis klassiek nie. Klassiek is regtig 'n unieke ding met groot name en baie groot orkeste en so aan. Ek sou sê dis lig klassiek miskien of lekker op die oor, luisterbaar. Hulle praat van inspirational baie keer of selfs gospel. So 'n bietjie van 'n mengsel, maar baie rustig op die oor. Mense sê vir my as ek vir hulle sê nou wat dink jy? Nee, dit was so rustig. Dit stem my net tot kalmte. Ek sê net dis wonderlik. Of hulle sê is baie mooi, dan voel ek ja. Ek wil hê dit moet mooi en dit moet rustig wees. Nou, ek moet nou vra vir jou Christo. So baie kom ons sê iemand wat skilder en hulle sal sê jy weet 'n sekere prentjie wat hulle skilder het 'n sekere effek op hulle. En dit het 'n sekere betekenis ook vir hulle wat dit dalk nie vir iemand anders het as 'n oordra nie. En as jy na jou eie musiek luister, wat laat dit jou voel? Sodat die wat luister ook kan soek na daai emosie, daai gevoel wat jy het as jy dit geskryf het en geluister. Ek sal vir jou geheim weggee. As mense net so intens werk, dit vat 'n lang tyd om die goeders reg te kry en mooi af te rond en so aan en dan is daar nou intense dae van produksie. En die Engels is editing en so aan. So jy verwerk hom mooi, jy kyk alles mooi. So jy luister so oor en oor dat elke noot op sy plek is en jy maak dit baie mooi dat jy vat so vakansie en so 'n bietjie van 'n breek en sê wag, nou wil ek eers net vir so 'n paar dae niks luister nie. Okay. En as dit nou oor is daai fase, dan sit jy hom weer op en dink jy, o, dis eintlik baie mooi. Die ding is so mooi in plek, die balans is reg, die storie het mooi uitgewerk, die gedagte wat ek wou bereik het is daar. So ja, ek dink dan kom 'n mens by daai wat ek gesê het prachtpalet, daai Touching Beauty. So die konsep is eintlik van dis iets wat mooi is, die pragt en die palet is half die metafoor van verf, soos jy gesê die skildery. So laagie op laagie bou jy hom op en hy vat jou emosie net na 'n rigting toe wat jy kan ontspan en jy kan net so sug en sê ja. Dis eintlik lekker. Is dit ook die inspirasie vir die naam gewees? Ja. Ek wou nou net uitgekom het om dit ook. Dis so mooi. Ek ken jou ook as iemand wat baie goed is met koor of koor wel tans afrig. Hoe dit afrig nie, maar ek sing in 'n koor, ja. Okay. Dis die musiekspan wat jy afrig. Die musiekspan is ek die leier van by die kerk, ja. Okay. Maar as jy deelgeneem het van 'n koor, wat was dit ook 'n passie van jou wat jy nou ook wil gedoen het en uitgeleef het? Ja, so die koor ding het begin ek was op laerskool in 'n koor, toe het ek in die hoërskool sopraan gesing nogal. En toe breek my stem nou eers, toe wag ek so rukkie en toe ek nou in later jare, dis nogal 'n lekker storie, toe ek nou eendag by die kantoor kom, toe is daar ouens wat studeer en ons is in astrofisika en hulle sê vir my, nee man, doen aansoek, kom sing saam met ons koor. Ek sê, wat se koor nou? Nee, 'n modern koorus. So Kobus Venter en Loretti, dit doen daar vir ons baie wonderlike werk. Hulle het die koor begin nadat ouens wat in die pikkoor gesing het, gesê hulle wil nog sing, maar hulle is nou uit die studie rigting en hulle het nou al begin werk en jong werkendes gesinne, toe begin hulle modern koorus. En so rukkie daarna toe sê die studente en vriende van my maar kom vir 'n audisie. Ek sê vir hulle, wat laat julle dink ek kan sing? Hulle sê nee, maar kom net. En ek kom toe nou in en dit was baie interessante persoonlikhede daar in die koor. En ons drie sit so langs mekaar, almal is toe nou tenore. En die een sê, wat noem julle julleself? Ek sê die Astronauts. En toe lag ons nou maar daaroor, maar toe het ek begin koor sing en ek dink is nou al 11 jaar. En ag, is baie lekker, dis uitdagende stukke, dis mooi stukke, die tegniek word goed gebou, jou stemomvang en al die dinge, hulle rond dit baie mooi af. So, dis ook vir my lekker geweest om dit te betrek op een van die liedjies. Ek het die een liedjie geskryf, eers 'n gedig en toe later herontdek ek bietjie die woorde en ek gaan sit en maak 'n melodie. En een oggend word ek wakker en ek hoor nogal, dit klink nou snaaks, jy hoor stemme, maar ek hoor 'n koor wat sing. Ja? Ek dink, nee, maar hierdie ding kan dalk nou nogal iets word. En ek begin aan hom werk en ek maak toe 'n 8-stemmige stuk. En ek sê vir Kobus, ek's bietjie verroes met my musiekteorie, maar help my gou met die ding. En dit het 'n rukkie gevat, maar ons het deur hom gewerk en het baie moeite gedoen en dit is op die laaste snit uit sing die koor saam. En dis nogal baie spesiaal, die woorde en die klanke en so aan. En die cello. So almal wat luister na daai album met uitkyk vir die heel laaste snit. Hulle moet gaan luister na die laaste snit, dis nogal baie spesiaal. Dit klink vir my baie spesiaal. Maar vir die wat nog nie weet nie, nie net as 'n professor hier op kampus nie, maar hy was ook al dink ek meer as een keer in NASA en die VSA. Ja.
Nou, vertel vir ons daai, want ek dink dis een groot voorreg om uitgenooi te word om by NASA astrofisika te gaan verder navraag. Hy is 'n groot voorreg. Dit het begin, ek was in my 4de, 5de jaar, toe ek begin M.Swat by professor Okkie die Jager. En toe ek in my PhD kom, toe sê hy vir my, maar weet jy wat, ek het 'n postdoc gedoen en dit is as jy klaar is met PhD, jou doktorsgraad, dan kan jy soos 'n postdoc doen, 'n nadoktorale genootskap. En hy het dit by 'n dame gedoen wat by NASA was op daai stadium. En toe sê ek my doen aansoek, kyk of jy 'n postdoc kan kry. En ek het in daai stadium al begin klas gee, net ek is nou my 21ste jaar van klas gee by die PUC verloop, so ek's nou maandag. Maar ek doen toe aansoek en ek kry toe die pos en eintlik het ek 2 poste gehad. Ek was hier so dosent en daai kant na doktorale genoot. So ek was vir 'n jaar by NASA, groot voorreg. Dis geweldig intens en stimulerend, meer in die teoretiese afdeling. So wat ons hier ook maar doen, jy maak modelle op die rekenaar, jy kyk na data. Ander ouens versamel die data, ander stuur satelliete op en so aan, maar ons kyk maar na die teorie, wat beteken alles. En ek het nog kontak al die jare met haar gehou. Sy het toe nou later afgetree, ons het nog kontak as saam studente. En ek was al 'n paar keer op besoek weer daar, 4, 5 keer om net met ouens te gesels en die projekte aan die gang te hou, PhD-projekte en projekte. So groot voorreg, ja. Mens leer baie en jy sien baie. Klink vir my, jy's verskriklik besig geweest. Dis lekker om besig te wees. Mens moet maar net altyd jou balans kry en hou, né? Definitief. En ek dink die klas wat jy ook gee, omdat jy hierdie balans kan handhaaf tussen werk, persoonlike lewe, ek meen jouself in die huwelik, jy die musiekkant van jou, en ek dink dit getuig net weer eens van 'n groter skepping, 'n groter skepper, wat weer eens dat wanneer jy die talente begin uitleef wat hy vir jou gegee het, jy altyd sal tyd kan hê vir al die ander faktore wat jy kan uitleef. Ja, die balans is maar 'n ding. Ek het iets eendag gehoor wat my nogal baie gehelp het. Iemand sê, jy moenie dink balans is hierdie perfekte ding wat jy nou bereik het en nou is jy reg nie. Dis iets wat jy altyd na streef en jy korrigeer heeltyd. Ek het nou 'n bietjie baie klasse gegee, nou moet ek eers 'n bietjie dit doen of dat doen of maak nou tyd vir musiek of so aan. Dit help my nogal. En soos jy sê, mense sien baie interessante goed. Die heelal is so groot en so wyd. En mense het nog 'n ander oog op hom as jy sterre bestudeer en sterrestelsels en die Melkweg en al die tipe van dinge. Dit gee vir jou nogal 'n hele ander oogpunt op die goed en jy sien net die harmonie, die skoonheid so definitief. Ander mense het ander opinies, maar ek sien reg die Here se hand in die skepping en hoe kompleks dit is, hoe wonderlik dit is in die voorreg dat 'n mens op verskeie velde kan deel in die natuur, in die musiek, aan die fisika, aan menseverhoudinge, al die dinge is so wonderlik om net te sien hoe deel al is kompleks, maar mense het so klein stukkie deel daaraan, jy is deel daarvan. En dis wonderlik om dit te sien en te kan beleef. Nou, hoe verduidelik 'n mens astrofisika aan iemand, behalwe nou ons bestudeer die sterre? Want dit klink vir my na, jy moet hierdie verskriklike, komplekse teorie aan iemand baie eenvoudig nou kan verduidelik. Ja. En as jy, kom ons sê jy is 'n matrikulant en jy hou nog altyd van die buiteruim daar buite, maar jy weet eintlik nie wat astrofisika is. Jy weet nie wat dit gaan behels nie. Hoe sal jy dit aan iemand oordra of verduidelik? Die eenvoudigste ding is om net te sê die naam sê astrofisika, so dit gaan oor fisika van sterre. Of dis nou baie eenvoudig gestel. So daar's natuurlik planete, daar's winde daar buite, daar's stof, daar's sterrestelsels. Dit is baie divers. Mens weet ook nie alles van alles af nie. Ons weet maar min van iets af. Maar jy begin met jou basiese goed wat jy leer. Jou wiskunde is belangrik. Ek het eendag so 'n plakkaat gesien en sê hulle The Secrets of NASA en tel hy die matse op en staan daar wiskunde, fisika, rekenaarwetenskap. Dis die basiese dinge, chemie. So daar's ouens in elke veld wat 'n stukkie kennis bydra. En nou wat ons probeer doen is om sê nou maar jy het 'n binêre stelsel. Dit is 2 sterre, binêr, wat om mekaar wentel. Ja. En dan begin jy bedink maar wat kan dit wees geometries? Dis miskien 'n sfeer. Of daar's 'n skok wat ontstaan, dis winde wat bots, plasma en so aan. Dis nie 'n bloedplasma nie, dit is deeltjies soos positrone en elektrone en sulke dinge. En dan begin jy net dink wat sou gebeur as 'n magneetveld? Goed, dan moet ek my elektrodinamika ken. Dan dink ek my straling, so ek moet my stralingsprosesse nou verstaan, my energieoordrag, my massa-oordrag. So dan raak dit fisika wat jy ken, soos 'n kar wat beweeg of 'n vragmotor of 'n vliegtuig, maar nou toegepas op 'n baie ander tipe stelsel. En dan moet jy begin dink, maar kan ek benaderings maak? Ek kan nooit alles wat ek wil insit nie, die model raak te kompleks. Kan ek ook met my hand mee oplos nie. Eenvoudige gevalle kan ek, maar as dit moeilik raak, het ek 'n groot rekenaar of deesdae 'n cluster
van rekenaars nodig, duisende nodes wat saamwerk en hierdie probleem probeer oplos en so aan. En dan verfyn mens jou modelle. Jy toets dit teen data vir jare en jare, dekades en jy begin agterkom wat weet ons, wat weet ons nie en elke keer leer ons ietsiekie by van die skepping wat so wonderlik is. Dis amper asof elke dag iets nuut is wat jy Definitief. en dan gaan beweeg jy oor see en dan ontdek jy 60 boeke van nuwe teorie wat nou nog weer moet of joernale vergelyk word, artikels. wat weer vergelyk moet word met ander. Definitief. So jy moet op hoogte bly, so jy moet baie lees en jy moet praat met mense. Daar's elke groot naam het eintlik maar 'n teorie of 'n data-analise gedoen. En dan as jy by 'n konferensie kom, dan praat jy oor goed wat vir jou saak maak. Jy hoor wat is die nuutste data, wat is die nuutste gedagtes, hoe die nuances, daar's baie fyn nuances oor hoe verstaan ek hierdie hobbeltjie in die grafiek of hierdie dippie of wat beteken hoekom sny hy hier af of sulke tipe goed. En dan probeer mens maar saamwerk met mense. Party is makliker as ander mee saam te werk. En dan dan vorder jy maar, jy aanlees, jou aandink, jou aan nuwe idees neerskryf. En artikels moet altyd nuut wees. Jy kan nie 'n ou ding gaan skryf nie, so jy moet altyd sê wat is nou 'n nuwe ontdekking. En baie keer maar inkrementeel, want die veld is al so geëik of daar's baie dinge al wat ons ken, dat jy maar inkrementeel ietsie bysit, maar ander keer maak jy 'n groot vordering en dan is jy baie bly en dan. Ontdek jy dalk 'n nuwe, jy dink 'n nuwe teorie uit of jy dink 'n nuwe model uit of so. Ja. Dis interessant. Nou ek gaan nog een astrofisika vraag vir Chris toe, want ek is baie nuuskierig oor dit. Ek gaan ons weer teruggaan op die musiek. So op die astrofisika, nee. Ek dink is daar goed wat jy al ontdek het, wat jy in die aande laat wakker hou, wat jy wonder oor hoe werk jy? En jy sê al 21 jaar wat jy besig is om klas te gee. En dis nog net die klasgedeel. So wat is daar in jou jare van ervaring wat jy geleer het? Wat is daar wat jy gesê wat een ding is wat uitstaan in die hemelruim al buite wat jy werklik waar net jou kop nie om kan kry nie? Ja, dis 'n interessante vraag. Kyk, wat ek op werk is pulsare. Dit staan in Engels vir pulsating radio source. Dit is 'n ster wat in die rondte spin en baie vinnig en dan gee vir jou straling. En baie van die details, jy het 'n basiese model, jy kan min of meer sê wat is energetika en hoe werk die ligkrommels en so aan die spektrum, maar die nuances, die detail. En wat nogal vir my kwaai was, toe ek, jy werk hard om in die veld te kom, daar's modelle wat dekades oud is, en jy moet gaan verstaan, wat is die model, en wat doen hy, en wat kan hy nie doen nie. Elke model het maar sy probleempie, maar die beste model is iemand die nou bestudeer en probeer nog verbeter. En 'n model is nou eintlik maar, kan jy sê, 'n rekenaarkode van 'n wiskundige model, dis nou nie 'n mens wat rondloop of so iets, wat mense aandink aan 'n model nie. En ek het hard gewerk aan die een tipes modelle en toe op 'n dag kom ek by 'n konferensie toe sê die een ou daar, nee maar al hierdie goed is verkeerd en ons moet van voor af begin. En toe het ek daai nag wakker gelê en gedink ek het vir 10 jaar hierdie goed bestudeer en as hy nou regtig, as hy reg is dan moet ons nou weer begin. Maar gelukkig jy gooi nie alles weg nie, jy leer en dan verbeter jy. So jy het 'n voorsprong om 'n nuwe model nou weer beter te maak, met ou goede aan te spreek wat daai model wat gewerk het, moet jy vat en wat nie gewerk het nie moet jy weggooi en beter maak. So toe het ons die modelle verfyn en ons is nog al jaar besig om te verfyn, maar daai was dan nou deesdae praat hulle van tradisionele modelle. Hulle het nou 'n bietjie hulle tyd gehad en is nie meer so relevant nie en nou die nuwer tipe modelle werk ons nou weer aktief om te kyk hoekom is hy beter en hoe verklaar hy vir ons of beskryf vir ons die sterre beter. Daar gaan seker natuurlik ook baie geld in die ontwikkeling van hierdie modelle. Ja, kyk, jy moet ouens se salarisse natuurlik betaal en jy moet konferensiekoste betaal, reiskoste en so aan, maar as jy kyk op die groot gemiddeld dan in 'n land se begroting is daar geld vir gesondheidsorg, daar's geld vir opvoeding en daar's so 'n bietjie vir navorsing. So dit is eintlik 'n klein persentasie, maar ek dink tog ons doen iets vir die gemeenskap deur mense weer op te lei. As jy sterk navorsing doen, dan kan jy hopelik interessant klas gee en van goed praat wat mense in belangstel en hulle trek vir nagraadse studie. Uiteindelik dan bou jy die land se ekonomie sekondêr of die indirek op deurdat jy vir baie mense hopelik iets geleer het wat vir hulle weer interessant is en hulle kan dit weer terugploeg in die land se as 'n jy wil eintlik eerste in die wêreld staan met navorsing op 'n van die dag. Dis hy. Okay, wel so van modelle na instrumente toe. Tussen alles wat jy nou al kan doen en gedoen het, watter instrument is vir jou gunsteling instrument? Ja, ek is maar op klavier al die jare. Ek het begin en sal net eens ook gesê het en nog al die jare maar net aangefokus daarop. Ek het nie noodwendig ek het al gedink, as ek eendag aftree dalk sal ek cello vat of 'n fluit of iets, maar op hierdie stadium wil ek maar die klavier so goed as moontlik uitbou.
Want dis 'n basis vir baie ander instrumente. En dan het ek ook aan sang gewerk en aan die koor en die tipe van ding. So dis al baie en dit hou my goed besig. Nou, ek moet vra oor die klavier. Ek het nou soveel verskillendes gesien en ek dink in terme van prysklas is daar ook 'n verskil van hoe die klankkwaliteit uiteindelik gaan klink. Maar wat sal jy sê is 'n goeie klavier uit jou ervaring uit? Die groot naam is maar Steinway en party sê dis hulle bemarking is net baie goed, maar ek hou van die Steinway klank, is 'n mooi in Engels hulle mellow, is bietjie donkerder. Die Yamaha's is weer die helderder klanke. En daar's Bosendorfer, daar's 'n hele klomp. Ek het 'n Fritz Skoola by die huis. So daar's 'n klomp goeie name. Dit het ook al bietjie meer digitaal begin raak. Deesdae kry jy maar jou digitale klaviere wat al die klanke het en baie goeie klanke deesdae namaak. Eintlik sound replacement noem hulle dit. Hulle neem die regte een op en sit hom op die noot waar jy hierso druk. Dis nie 100% dieselfde dele resonanskas en die tipe van ding nie, maar hy kom baie naby. Die gevoel is ook nie dieselfde nie, maar hy is ook al deesdae baie nader. Ek praat van weighted keys, die klavers gewig gee. Dat hy nie net voel soos 'n keyboard wat liggies is met 'n spring nie. Hy werk met 'n veer nie. Hy werk met regtig met gewig en 'n hamertjie, daai aksie. Ja. Maak hulle na. So jy kan baie betaal vir daai nuwe goed en hulle klink baie goed. Maar ek het nog 'n sagte plekkie vir 'n regte ou klavier. Tradisioneel en vir alle vleuelklavier is wonderlik om op te kan speel. Regtig, ek was in Amerika by 'n Steinway winkel en ek het iemand gevat, hulle wou 'n ou klavier koop en ek het bietjie gaan raad gee en ek sê, gaan julle ouens nou bietjie daaraan onderhandel en ek gaan bietjie hierso invaar. En my vrou was saam, ek sê vir haar, wag, neem op, en toe het ek nou by R2 miljoen klavier gaan speel daar, vir 'n halfuur, so dit was baie lekker, ek sal dit altyd onthou. Nou, ek wou nou juist gevra het jy 'n gunsteling ene, wat jy nog eendag baie graag sal wou? Ek droom altyd as ek nou eendag plek en geld en tyd het om een te hê, maar dit is maar 'n groot konsertsaal klavier, is eintlik nie vir 'n huis bedoel nie, maar om op so 'n groot vleuel te kan speel, dit maak net nogal die gevoel is sag en lekker en die klank is baie groot en diep en mooi, so dit is maar spesiaal. Ja, ek kan dink dit is spesiaal. Ek meen, dit is soos om in 'n droomkar te klim en te kan ry wanneer jy wil ry met hom. Jy gaan nie altyd met hom ry nie, maar wanneer jy wil, is die geleentheid daar. Dis hy. Jesusie Christus. Nou, ek gaan nie nog langer van jou tyd ophou nie, maar ek moet nog een ding vra en is dat jy het van vroeg af die geleentheid gekry om by 'n musiekskool aan te sluit. Jy het ook die dissipline gehad om aan te hou met dit en al het jy gestop vir ruk later weer besef, okay, maar kom ek maak vir iets daarvan. Wat sal jy vir iemand sê wat ook in hierdie selfde voetspore besig is om te loop en hulle voel, hulle wil ook, hulle het reeds 'n paar liedjies wat hulle bymekaar gesit het, maar dit kom op 'n ding van, ek weet nie of ek op die regte pad is nie, ek weet nie eers waantoe of hier eers om te bel nie. Wat sal jy sê is 'n goeie plek om te begin? Ja, ek sou sê eers by 'n musiekplek aankom. Daar's 'n paar dinge wat jy kan doen, dit hang af wat jy wil doen. As 'n mens net wil gaan vir klassieke musiek, dan moet jy baie vroeg begin, jy moet baie ure oefen, jy moet baie les neem. Ja. En dis iets unieks wat nie vir almal beskore is nie, want as jy jou werk maak of so, dan is dit wat jy net doen heeldag. En daar's 'n klein mark daarvoor, maar 'n uitgeleese mark. En dit gaan nog aan vir honderde jare al. Maar as jy voel jy het liedjies, jy wil vir iemand mooi lirieke deurgee, 'n mooi boodskap uitdra, 'n gevoel, dan sou ek sê, dis goed om die praktiese te doen, die les te gaan neem, want iemand evalueer jou elke week en sê vir jou, hier's 'n vinger te hoog of daar's 'n armgewig verkeerd of wat ook al, en dis goeie terugvoer om te kry, want baie maklik as jy jouself leer van 'n video af, dan kan jy jouself verkeerde tegnieke leer. Om dit te ontleer is baie moeilik. So les is 'n goeie idee, maar jy hoef nie al die pad te gaan tot graad 8 en al daai goedjies nie, of party ons gaan swat mos dan by BMS en doen lisensiate en die dinge. Dis vir 'n sekere tipe styl wat jy wil doen, maar as jy die basis het, dan kan jy begin op gehoor speel, en ek sou sê, dan kry jy vir jou 'n mentor, of jy kry 'n groep waar jy inskakel en sê, kom ons maak musiek saam, dan leer jy by mense. En jy luister baie, as jy hoor wat maak 'n ou en probeer hom namaak, of haar namaak. Dit is nogal iets, so dan al die leer mense met baie invloede saam, en ek sou sê, mense moet net altyd weet dat jou tegniek is belangrik, dis die basis, en jy kan die ander goed is goed, daar is goed soos verhoog, optrede en persoonlikheid, en hoe jy aantrek en hoe jy lyk en al daai tipe van ding. Ek dink definitief, ek dink Elton John is 'n voorbeeld daarvan, ja, hoe jy aantrek en jy. Maar die tegniek is nog steeds daar, want anderster is dit asof jy, soos wiskunde, in ons velde, as jy nie jou wiskunde sterk, ek sê vir dit is soos 'n gereedskapstuk.
Hoe skerper en hoe beter hy is, hoe meer kan jy doen met hom. As jy wiskunde nie so lekker is nie, dan gaan jy fisika ook sukkel. En as die musiek, as die tegniek nie so goed is nie, of jou gehoor wat jy ontwikkel, mens kan jy gehoor ontwikkel, jy kan jy stem ontwikkel, as jy wil sing, doen jy jou oefeninge, en jy het 'n groter omvang, of jy kan sterker met krag sing, of jou asemhaling raak beter. So jy werk aan jou musiek, jy werk aan jou sang, en dan dis die basis van waar af jy kan verder gaan. Natuurlik, as jy wil liedjies skryf, kan jy by, daar's liedjies skryf skole deesdae, daar's ouens wat vir jou sê, hier's 'n goeie idee vir 'n inleiding, of 'n brug, of wat ook al. Mens kan altyd leer en oop wees. En vir ander style, jy daag jouself uit, dat jy nie net in dieselfde goedjies bly nie, maar luister na ander snaakse ding, al klink hy vir jou vreemd die eerste keer, of die tweede keer, of die 5de keer. Hoor wat is anders, en wat maak dit uniek, en dan dalk leer mens iets. Jessie, ek dink dis goeie advies. Also. En Christo, dankie vir jou, en dan vir almal wat ingeluister het, kyk bietjie uit vir sy nuutste album, Touching Beauty, beskikbaar op YouTube, Spotify, Apple Music. Luister na die laaste snit ook, is 'n goeie wenk vir Christo vir ons gegee het daarso, en net al die ander lewensraad wat hy gegee het vir jong, opkomende musiekante daar buite, wat graag in hierdie rigting wil inbeweeg, of dalk net hulle passie, of daai wat talent wat hulle het, verder wil ontwikkel. Christo, dankie vir jou. Ja, sê dankie, en ook vir almal wat deel was van my musiekloopbaan vir soveel jare. Dink aan my ma wat ook nie meer hier is nie, en my musiekonderwysers oor soveel jare, my vrou en gesin, en almal wat deel gehad het aan die musiek. Baie dankie daarvoor. Dankie Christo. Ons sien ons julle weer volgende week met die volgende episode van Stroom Stories.